Goeiemôre, dit is dan 11 Maart 2026, lesing 103 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Ons lees nou, gaan aan waar ons Sabbat opgehou het, en ons net terug te val na die vorige lesings. Daar het 'n klomp mense, Judeërs, dit beteken dis familie van Joshua en sy mense, van dieselfde stam, en hulle het van Persië afgekom, handelaars, en hulle het 'n groot storm op die see ervaar. Joshua het vir sy engel opdrag gegee en die boot is ingetou, en hulle is nou almal om Joshua, en hulle is in gesprek met hom. Nou gaan ons verder. Toe laat Markus, dis nou die eienaar van die plekkie, die reisigers alleen en gaan in die huis in om vir die aandete te sorg en om dit voor te berei. Die reisigers pleeg toe oorleg onder mekaar of hulle almal na die heuwel toe sou gaan of dat hulle slegs iemand uit hulle midde sou afvaardig. Onthou nou by die heuwel staan Joshua met al die mense wat nou nie nat gereën het en nat gehaal is in die storm nie. Hulle kom spoedig ooreen om slegs 'n paar van die verstandigstes uit hulle midde daarheen af te vaardig. So geskied dit en die twee begewe hulle dadelik na die heuwel. Toe hulle by ons, by Joshua aankom, buig hulle baie diep voor ons en hulle sien eerstens hulle loods daar staan. Dit is die engel, aan wie hulle dadelik baie vriendelik vra wat hulle aan hom verskuldig is. Die loods verklaar egter: ek is slegs 'n dienaar van my meester, van wie ek alles kry wat ek nodig het. Daarom neem ek ook absoluut van niemand 'n beloning aan nie, want dit kom slegs my meester toe. Die afgevaardigdes vra toe aan die loods: waar en wie is dan die gelukkige meester van u? Raphael wys met sy regterhand na my toe en sê: dit is hy, gaan na hom toe en vra vir hom en hy sal u sê wat u hom verskuldig is. Beide buig voor die engel en kom dan dadelik na my toe. By my gekom val hulle volgens Persiese gebruik op hulle aangesigte en sê, terwyl hulle op die grond lê: meester, wie se stralende gelaat ons nie durf aankyk nie. U het u baie vaardige en roekelose loods in die grootste gevaar na ons toe gestuur, terwyl ons andersins sekerlik verlore sou gewees het. Ons is egter geen armes nie, maar wat niks het om so 'n diens na behore te beloon nie. Ons is baie ryk mense en verlang van niemand iets vir niks nie, en sekerlik nie so 'n onbetaalbare diens nie. Wat is ons u verskuldig vir ons redding uit die hoogste lewensgevaar? Om net onthou dat hulle, toe Raphael so bonatuurlik daar aankom met die bootjie, en toe hulle weer kyk is al die water uit die skip uit, wat hulle gedink het hulle gaan verdrink, het hulle dadelik die Elohei, of die Elohim van die hemel, vir Yahweh, Vader Yahweh, die eer gegee. Hierdie was gelowige mense, wel nou nog vas in die ou Levitiese orde, maar dit was die orde wat gegeld het. As jy nie van Joshua gehoor het, wat nou die orde kom verbeter het nie, of soos hy sê, ek kom om te vervul, en nie om weg te neem nie. Joshua sê vir hulle vers 7, ten eerste dat julle as mense nie bly lê nie, maar soos ons sedes dit voorskryf, regop en opreg voor ons sal staan, want ons is geen ydelle en hoogmoedige grootes uit die slaafse Persiese ryk nie. En dan eens sal ons met mekaar 'n woordjie kan spreek oor die vergoeding vir die redding. Na hierdie woorde gaan beide staan en vra my vriendelik dankend om hulle loon vir die redding mee te deel. Maar ek, Joshua, sê, ek weet waar u vandaan kom en waarom u hierheen gekom het. Ek weet dat u so ryk aan goud, silwer en edelstene is,
as wat maar weinig Judeërs in die groot Jerusalem is. Ek weet dat u vir u redding soveel sou wou betaal het, soos u in hierdie nou verwoeste stad by die Griekse koopliede uitstaande het, en dus te vorder het, maar waarvan u waarskynlik nooit meer iets sal ontvang nie. As ek nog kan onthou het hulle 10.000 pond geskuld, pond silwer dink ek. Die loon wat ek van u sou kan vra, sou dus, omdat u Perse is, en ons verwante, gevolglik net so uitermate hoog kan wees, as u gewisse verlies hier by hierdie Griekse handelaars, wat nou in die boshutte is, en wat onder dak soek. Wat sal u daarmee bereik? U sou dit daar kollekteer, en weer netjies hier afgee, en dan sou u weer na u huis gaan, soos wat u hier gekom het. Ek vra u vir die redding egter niks, en gee u selfs die versekering dat die oponthoud hier, en selfs die tog hierheen, en van hier na Genesaret terug, van waar u per skip hierheen gekom het, u geen stater sal kos nie. In hakies, want die skip was van Ebal wat daar gestaan het, en dit was ook sy skippers. Is u eens daarmee? Beide afgevaardigdes sê, meester, u wat nog die volle krag van die bloeiende jeug besit, maar daarnaas ook vol egte wysheid van Salomo skyn te wees, en dit ook waaragtig is, dit wat u nou as prys vir ons redding genoem het, wil ons tog al die een helfte aan die tempel te Jerusalem, en die ander helfte aan die arme Judeërs in hierdie omgewing skenk, as die kooplui van hierdie plek ons nie die geringe som kan betaal nie. Maar omdat so harde lot hulle getref het, het ons glad geen moeite met die verlies nie, en is ons bereid om hulle met 'n 2 maal so groot bedrag, sonder teenprestasie en sonder rente, behulpsaam te wees. U wou ons daarnaas nog vir ons redding met die grootste genoegdoening ter wêreld, die genoemde 10.000 pond as loon skenk, want ons sou ons aardse skatte tog op geen 100.000 kamele hierheen kan bring nie. Ook dra elke kameel 'n las van 4.000 pond. Weet jy hoe ryk hierdie mense is? 100.000 kamele, ek kan nie eens indink hoeveel is 100.000 kamele. Elkeen met 4.000 pond, maar dit sal nie die pond wees van wat ons vandag het nie. Dit is sekerlik baie minder, want 'n kameel sal nie eens 1 ton kan laat dra nie. Hy sal omtrent 'n half ton miskien kan dra. En maal dit met 100.000. So dis 50.000 ton silwer, goud en edelgesteentes. Dis verskriklik baie. Bovendien besit ons baie landerye en baie groot kuddes. Daarom doen dit ons nou eintlik niks. Verlang maar wat u wil, en dit sal ons maar net 'n genoegdoening gee om u wil en u besluit uit te voer. Want in die stede van Judea beloop ons goedere tog wel 10 maal soveel. Ons gee u dadelik skoon geld of gedekte wissels. Wat u die beste sal skik, o meester van hierdie streek, sal ons uitvoer. Want vrekkig en synig was ons nog nooit gewees nie. Ons weet die beste dat rykdom sigself altyd in die hand van die Almagtige bevind, en aan 'n mens van die een na die ander dag gegee word, maar ook geneem kan word. Ons is maar net saakwaarnemers. Die enige meester daarvan is Jahwe, God van Abraham, Isak en Jakob. Hieraan kan u goed sien met watter soort mense u te doen het. Sê u dus maar wat u wil, dan sal ons u wens, wat sekerlik wys sal wees, uitvoer. Nou, hier sien 'n mens duidelik dat hierdie manne, al was hulle nou sakemanne, hulle was nou in die Persiese kledingstuk bedryf, hulle het seker fabrieke gehad,
landerye waar hulle katoen en allerlei dinge geplant het, dat hulle heeltemal 'n ander geaardheid gehad het as die ryk tempeljode in Jerusalem, wat baie suinig was en wat nie bereid was om sommer groot bedrae uit te betaal, byvoorbeeld aan Grieke wat alles verloor het nie. Nou hierdie ouens is bereid om dit te doen. So dit is 'n beter tipe mens, al is hulle baie ryk, wat nou by Yeshua aankom. En omdat ons kyk na hierdie verhaal as 'n tipe van 'n eindtyd profesie, sal dit ook gebeur. Daar sal ook baie ryk mense by ons aankom hier in Suid-Afrika. Onthou, die versameling vind plaas in Suid-Afrika. En baie sal hiernatoe kom, en ons het nou na verskillende tipes gekyk wat hier by Yeshua aangekom het en by Markus. Dat selfs van die in die kerke, fariseërs wat daar leiers was, het by hom aangekom en hulle is tot bekering gekom. Nou sal daar ook baie ryk mense kom, wat vrygewig was en wie se harte reg was. En ons sal ook daarvoor moet uitkyk en nie daardie mense wegwys nie. Dit is die les wat ek hier het, wat ek hierin kry. Daar is baie goeie mense wat ryk is ook. Nie baie nie, maar daar is. Dit, Yeshua sê, dit bly by wat ek reeds gesê het, want ek ken julle en al julle omstandighede, en julle doen genoeg, as julle aan my verlange voldoen. As julle egter die werklike armes nog meer wou help, sal niemand julle iets in die weg lê nie. Maar hier kan julle iets kry wat onnoemlik baie meer werd is, as julle haas onmeetlike aardse skatte. Daaroor praat ons egter later verder. Beide afgevaardigdes sê, u skyn 'n vreemde wyse te wees. Die skatte van hierdie aarde skyn niks vir u te doen nie, en ook skyn u geen spesiale vriend te wees, van 'n miskien ietwat oordrewe weldadigheid nie. Geestelike skatte is vir u beslis meer werd, as al die goud van die aarde. In daardie opsig het u ook heeltemal gelyk, want die geestelike skatte duur vir ewig, terwyl die aardse vir elke mens slegs duur tot by die graf. En dan is dit daarmee gedaan vir diegene wat van hierdie aarde weggeneem word. Ja, wyse meester, gee ons maar die skatte van die wysheid. Dit sal ons eerder wil hê as al ons geld, ons edelstene en sware massa silwer. Maar nou gaan ons weg, om dit alles getrou en presies aan ons broers oor te dra. Dit is ook 'n les vir ons, dat ons eerder rig op die geestelike skatte. Nou gaan die volgende vraag aan my wees, maar wat is geestelike skatte? Geestelike skatte is die dinge van die gees. Yeshua kom en hy sê, ek wil hê dat ek verlang dat julle my in gees en waarheid aanbid. En gees en waarheid beteken net om binne die liefde te wees, en nooit uit die liefde te gaan nie. Dan sal alles wat jy doen, sal waarheid wees, sal vanuit die wysheid kom, en jy sal ook krag ontvang daarvoor. Maar die grootste verskil is, wanneer jy deur jou mense gedra word na die graf toe, is daar niks aards aan jou nie, behalwe miskien 'n stukkie kleding wat jou toemaak. Maar, as jy geestelike skatte versamel het, niemand kan dit sien nie, maar alles volg jou na die ander kant toe, want dit het saam met die siel oorgegaan na die ander kant toe. En die siel is toch nie meer in die liggaam nie. So dit is waarna ons moet streef, want elke goeie daad wat jy op aarde gedoen het vir Vader en vir die naaste, volg jou na die hiernamaals. Inteendeel, dit word jou woning vir ewig.
Jy woon in die dade van naaste liefde wat jy op aarde gedoen het. Nou ja, die teendeel is ook waar, as jy geen dade van naaste liefde gedoen het nie, maar jouself net besig gehou het met dade van eie liefde, jy het net jouself verhef en verhoog, en dit sluit in jou gesin, want jy as versorger moet na jou gesin kyk, dit is deel van jouself, maar jy het nie na ander arm gesinne gekyk en hulle gehelp nie, dan het jy geen geestelike goedere wat saam met jou gaan nie. Dit beteken jy het nie 'n huis nie. Die meeste van daai mense beland in 'n baie vaal, duistere, skemer, partykeer woestyn, wat niks op het nie. Daar's nie 'n plantjie op nie, want alle plante is deel van geestelike gawes wat jy ontvang as jy oorgaan. En jy's baie honger, jy's vrek honger, jy's dors, jou tong sit aan jou verhemelte vas, maar jy hou net aan, dag na dag, jy sien niks behalwe hierdie grou, mistige duisternis nie. En dit is net doodstil. Daar is niks goddelik nie, daar is niks nie, nie 'n diertjie nie, nie 'n plantjie nie. Dit is wanneer jy aardse goedere versamel het aan hierdie kant. En dan na 'n tyd word dit erger. En word jy versamel by ander mense wat soortgelyk dink soos jy dink. En nou kan jy alreeds in een van die vlakke van die hel beland. Maar dit is kortliks omdat ons net na aardse skatte gehinker het terwyl ons geleef het. Dat Vader sê ons kan maar ryk wees. Dat Vader sê dat jy moet in elk geval dit hê wat nou noodsaaklik vir jou is om van te lewe vandag. Ons moet 'n geldjie hê om die goed te betaal wat betaal moet word. Ons krag, ons rekening, ons huis, ons motor, al die goed wat vandag, dis nie vir hom 'n probleem nie. Maar hoe help ons medemens vanuit hierdie inkomste posisie waar ons is? As ons niks het nie en ons bly in 'n Wendy huis en ons sê ja, maar hierdie goed geld nie vir my nie, gaan jy ook nie wegkom nie. Want vir jou, met jou miskien Sassa van R2000 'n maand, oordeel hy presies dieselfde mate as wat hy 'n ou met 20 miljoen oordeel. So jy hoef nie daai groot bedrae en groot take te verrig wat in wêreldse terme groot is nie. Maar jy moet jou naaste wat hier is, moet jy help en ondersteun met gebede, met goeie dade, met 'n goeie sagte woord. Al daai goed is dade van liefde en dit volg jou ook na die ander kant toe. En as jy dan net dalk vir iemand 'n ou pakkie tee koop, want jy sien die ou wil graag 'n tee hê, maar hy het nie geld eers om tee te koop nie, of melk, of vir iemand se kind mense doeke te koop. Dis klein goedjies wat ons kan bekostig, as ons maar net bietjie minder wil rook, of minder wil drink. Maar nou ja, die meeste mense sê, ek moet daai geld hê vir daai goed, dit is vir my. Ek is dors, en ek is lus vir 'n smik. En klaar. En so gooi hulle die hele bietjie geld wat hulle gekry het weg. In hulle self in. Sonder om maar op te let wie om hulle nood het. En daardeur sê ek nie dat mense jou moet uitbuit nie, glad nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar staan nie, jou naaste mag jou uitbuit dat jy niks oor het nie. Dit staan nie daar nie. Vader het elkeen van ons 'n verstand gegee om 'n oordeel te vel elke dag of ek reg of verkeerd is. Dis waar waarheid inkom. En as waarheid uit die liefde is, sal die waarheid altyd korrek wees. Joshua sê, ja, gaan en vertel alles aan die broers en kom dan weer saam met hulle terug.
sonder die skippers is u maar net 20 man, en hier is genoeg plek vir u. Ja, wel, sê die verheugde afgevaardiges, plek genoeg vir ons? Dit is alleen die vraag of u ook so vriendelik sal wees, om ons wysheid saam te gee. By ons in Persië word die egte wysheid altyd seldsamer, en in steede daarvan brei die toorkuns van die heidense priesters homself altyd meer uit. Die sal eersdaags nog selfs alle wysheid van die Judeërs wat daar woon tot niet maak, veral as die koning die heers en hebsugtige priesters en afgode dienaars sal mag gee, wat baie te vrees is, omdat hulle die vuur na aan die skene van die koning lê, en dan kom en om dag en nag probeer oortuig. Ons het hulle tot nog toe as vriende behou deur ons groot rykdom, maar hierdie kwaadwillige mense is ook in staat om onmeetlike skatte te vergaar, en by elke geleentheid help hulle die verkwistende koning uit die nood daarmee, en daarom sal hulle dit wel so ver bring, dat die oorigins goedhartige koning onverdraagsamer sal word. Maar meer hieroor later. Nou moet ons eers die wagtende broers vertel wat ons hier gehoor het. Na hierdie woorde buig hulle en gaan vinnig na hulle broers toe. Daar aangekom bring hulle alles waarheidsgetrou verslag van alles wat hulle gehoor het, en praat met hulle metgeselle en gesellinne oor baie dinge. So dit was mans en vrouens. Volgende hoofstuk is Joshua se gesprek oor die seën en vloek van rykdom. Hoofstuk 1:9-2. Sirenius sê aan my, Joshua, majesteit en meester, werklik, sulke vrygewig, gesinde en aangename mense het ek nog nooit teëgekom nie. Hierdie mense moet ek beskerming gee teen die inmenging van die afgode priesters, al kos dit wat. Die Persiese koning is ook maar 'n ondergeskikte van Rome en resorteer onder my. O, aan die praktyke van alle slegte booswigte moet vinnig 'n einde gemaak word. Ook u, o meester, sou hierdie brawe mense 'n besondere guns kan verleen, want ek glo dat hulle dit absoluut werd is. Joshua sê ongetwyfeld, anderste sou ek hulle nie deur my engel van die sekere ondergang laat red het nie. Want as ek ergens 'n wonderwerk laat plaasvind, is daar ook altyd redes daarvoor. En hier is genoeg redes. 'n groot aardse rykdom in die hande van sulke mense is 'n egte hemelse seën vir die hele land. As sulke mense bovendien nog hoë wysheid besit, kan hulle wonders daarmee verrig vir die ware welsyn van die mensdom. Maar 'n groot rykdom in die hande van 'n vrek of 'n woekeraar is 'n helse vloek vir 'n hele koninkryk. Want hy probeer maar net ten koste van alle mense alles na hom toe trek. Geen ellende, geen nood en geen traan van arm verlate wese en weduwees roer hom nie. Vir die woekeraar met sy kille blik kan duisende met die hongerdood worstel, sonder dat hy iemand 'n stuk brood sal gee om die honger te stil. Maar daarom sê ek vir julle ook, dat hoereerders en egbrekers, die diewe en berouvolle roofmoordenaars, eerder die ryk van Elohim sal binnegaan, maar die siel van 'n vrek en woekeraar nooit nie. Want sy is onverbeterlik en sy vorm dan ook die materiaal waaruit die duiwel se onderste hel sal bou. Kragtige uitspraak wat Joshua maak teen woekeraars. Nou nie almal is bekend met die terme nie, die term vrek word nie eintlik baie meer gebruik nie.
in ons land nie, maar dit is 'n baie selfsugtige mens. Is 'n mens wat nie kan gee vir enige iemand nie. Hulle is gewoonlik verskriklik spaarsamig. Elke ou sentjie word geberg in die bank. Dis hoekom baie van hierdie ryk mense so ryk is omdat hulle so vrekkerig is. 'n Woekeraar is iemand wat geld teen hoë rentes uitgee. Op 'n ander plek sê Joshua, ek het nie 'n probleem dat mense wins maak nie. Maar wanneer mense verskriklike winste maak, en die mense uitbuit daarmee, en dan hoë rentekoerse, dit is almal woekeraars. En kyk wat sê hy, 'n moordenaar sal dit beter eerder in die hemel kom, 'n dief, 'n hoereerder en 'n egbreker, en dis verskriklike sondes. Op 'n plek sê hy dat 'n hoereerder bitter moeilik in die hemel sal kom. En 'n hoereloper nooit. En nou sê hierdie ouens is nog erger as daai lot. Nou wie's die groot woekernasie op aarde? Is die Jode. Is die mense wat in Jerusalem was daai tyd waar Joshua nou hierdie woorde gespreek het, wat oor die hele wêreld gegaan het, en uiteindelik nadat die tempel verwoes is na 70 na Messia, het hulle na Europa toe gegaan en alle lande ingesypel en begin banke opsit en geld uitleen teen geweldige woekerrente. Die Jode is al in totaal het iemand dit op gaan uitwerk uit 102 lande al weggejaag. Hulle is of doodgemaak of hulle is weggejaag. Nou, hoe kan so baie lande verkeerd wees? En elke keer wanneer dit op daai punt kom, dan is die arme bevolking het niks. En my ma was in Duitsland voor die oorlog. En jy kon nie 'n brood koop nie, want al die bakkerye en al die ander werkplekke het aan Jode behoort. 'n Kruiwagen Duitse mark was nie genoeg om 'n brood te koop nie. Dit is hoe hulle gewoeker het, en hulle het daar in hulle Joodse ghettos waar hulle gebly het hulle heerlik geleef. En dit is hoekom die Duitse volk so ontvanklik was vir 'n volksman soos Adolf Hitler, wat gekom het en gesê het tot nou toe en nie verder nie. Daar was net voor die oorlog toe hy aan bewind kom 4 miljoen mense wat bedelaars was in Duitsland. Mense dis baie wat in die strate moes lê en uit asdromme geëet het. En binne 1 jaar het hy dit totaal verander. En was daar vir almal genoeg. Almal van julle byvoorbeeld wat hier sit, 'n man en 'n vrou en 'n kind. Jy word 'n huislening gegee. Jy word 'n Volkswagen gegee. Dis hoekom hulle hom Volkswagen genoem het. Praat van die ou Beatles. Jy word deur die regering in staat gestel om vir 'n maand vakansie te gaan hou by die see of waar ook al jy wil gaan. Want geld was gekoppel aan arbeidskrag en nie meer aan dit wat die Jood gesê die geld nou werd is nie. En alle geld is vandag niks werd nie, want dit is papier. Daai papier wat jy dra in jou sak, dit is niks werd nie. Daar staan nie eers meer 'n belofte op dat hulle jou daar sal vergoed voor uit die skatkis van die land nie. Dit het altyd daarop gestaan. So dit is woekeraars. Dit is mense wat genadeloos die mense ten gronde belas met rente en verskriklike winste maak. En so kan ons maar die ander wêreldmagte bygooi. Dit is hoekom hierdie wêreld vandag so moeilik is vir ons om te kan bestaan. Want die belastings is ook 'n deel van woeker. En dit is maar ook weer mense wat dit instel en dan nie reg aanwend nie, sodat hulle dit kan gebruik vir hulle self. En daardie mense gaan dit swaar hê na die dood. Baie, baie swaar. Want Joshua sê, hulle kan nie regkom nie.
Vers 6, 'n woekeraar is 'n egte helse masjien, gemaak om alle mense ten gronde te rig. En as sodanig sal hy ook vir ewig volledig die eiendom van die hel bly. Dis 'n verskriklike oordeel wat hy nou hier oor hierdie mense gee. Maar onthou, hy het alle dinge geskape en hy weet alle dinge wat Lucifer ook geskape het, want Lucifer het ook 'n lyn van kinders. En hy weet presies hoe dit met hulle ook gaan. En hierdie mense wat so, hierdie woekeraars, is meestal almal slangsaad. Ander geslag staan in die Bybel. En in die Grieks staan dit genetiese nageslag van die Satan. En in ons moderne terme vandag praat ons maar van reptilians, reptielagtiges. Die rede hoekom hulle daai term gebruik is, behalwe dat hulle manifesteer in daai vorms, is 'n reptiel 'n koudbloedige ding. En 'n woekeraar is seker die koudbloedigste mens wat homself op aarde bevind. Volgens Joshua se uitspraak hier nog meer koudbloediger as hoereerders, egbrekers, diewe en roofmoordenaars. So, dis 'n verskriklike ding. En ons mense sien dit nie. Ja, die arme mense sal dit sien wanneer hulle by so 'n ou se huis kom. Gewoonlik is sy huis met groot hekke en mure omheen en jy sal nooit daar inkom nie. As hy ooit die deur oopmaak, jaag hy jou dadelik weg. En tot die teendeel daarvan is mense wat ryk is, gewoonlik is hulle plekke oop en is dit altyd 'n vrolikheid van mense en diere en voeltjies en allerhande goed wat in so 'n plek leef, want daar is 'n gees van liefde wat by vrekke nie is nie. Baie van julle het seker al, ek het al in my lewe by sulke vrekke en woekeraars het ons aan huis gegaan of was met hulle bevriend. Dis verskriklik, daai mens kan oor niks anders gesels as oor sy rykdom nie. En baie van hulle is nie eers so ryk nie, maar in sy ou omgewingkie is 'n een-oog koning, want om hom is net blindes. En nou moet jy na hom luister, al wat hy kan praat is oor hoeveel geld hy nou gemaak het, en hoeveel hy nou gaan bank het, en hoeveel kontrakte hy nou weer het, en alles gaan vir hulle daaroor. En as jy, ek vra nooit vir donasies nie, maar almal weet wat ek doen. Hulle sal verby dit praat, en nooit vra, maar hoorie, het jy nie ietsie nodig daar by jou nie? Maar wag, ons het vir jou ou klere. En jy moet onthou, hierdie ou klere, my vrou koop net by, wat is het voor Chinies? Princess Park en al die plekke. Julle moet weet dat julle nou vragtig goeie ou klere kry. Dan kry jy dit, dan maak jy die sak oop, dan kry jy goed soos een skoen, of 'n stikkende skoen. Dan is hy nie 'n maat nie. Nou wie moet dit nou dra? Moet ons nou een been mense gaan soek om dit te dra? Julle wat in die klerestoor werk weet beter as ek. Dit is wat vandag se naaste liefde aangaan. Oom Piet Rudolf het altyd gesê, die pad na die hel toe is uitgeplavei met ou klere. Want dis wat mense gee. Dis goed dat jy ou klere gee, en ons is baie dankbaar vir jou ou klere. Maar dis nie jou tiende nie. Dis nie jou gawe nie. Want die Bybel sê, jy moet jou beste koei bring. Jy moet jou beste bul bring. En jy moet jou beste van alles vir hom bring. Jy moet nie daar met so ou brandsoet oorslaan koei. Ek het die koei is nou al 5 jaar in my kudde, en sy het nog nie 'n kalf gehad nie. Ek offer hom vir die tempel. Dis nie wat Vader wil hê nie. En daai hartsgesindheid wil hy ook hê wanneer ons met aardse skatte deel. Wanneer jy jou eerstelinge gee, is gewoonlik die eerste check, daai tyd toe ons nog checks uitgeskryf het,
wat jy uitskryf nadat jy die inbetaling gedoen het. En dit het Vader vir my baie duidelik laat weet. Ek het dit net in my hart opgetel. Toe het ek nou nog die verwaandheid. Ek vra toe vir Vader, is dit nou van bruto wins of netto wins? Toe hoor ek net die stem in my, hy sê, wil jy bruto geseën word of netto? Nou ja, dit is wat hy wil hê. Hy wil eintlik ons alles hê. Dan gee hy weer alles terug wat ons nodig het. Sit 'n kroon op 'n woekeraar. Gee hom 'n scepter en swaard en 'n sterk leer boonop. Nou dis net aan jou en Donald Trump kan jy hier insit. En dan het jy die een Satan as die grootste tiran oor die arme mense aangestel, wat nie die laaste bloeddruppel van sy onderdane sal spaar nie. Hy sal iemand eerder laat wurg, as om maar een stater deur sy vingers te laat glip, of kwyt te skelp. Daarom vervloek ek elke vrek en elke woekeraar. Verskriklike sterk uitspraak van Yeshua hier, want dit lees ons nêrens nie, hy is net liefde. Maar vir hierdie wesens het hy geen tyd nie. En daarom sal hy ook vir hulle kan sê, soos wat hy vir die Fariseërs gesê het, julle het die duiwel as vader. Maar die mense wat deur die vlyt van hulle hande baie ryk geword het, onder invloed van die hemelse barmhartigheid, is 'n goeie en edele vrug van hierdie aarde. Hulle is voortdurende versamelaars vir die swakkes en armes, bou altyd nuwe woonplekke vir die dakloses, en weef kleding vir hulle naakte broers en susters. Daarom sal hulle loon eendag ook groot wees, want hulle dra reeds in hulle die mooiste en hoogste hemel op hierdie aarde. As hul siele eendag die liggame sal verlaat, sal die hemel homself uit hulle harte uitbrei en haar in die middel plaas, soos wat die opgaande son haar eie lig versprei en straal in die groot sentrum van haar uitgaande en alles tot lewe wekkende en skepende lig. Ander goeie mense siele sal egter slegs salig wees, soos die planete, wat van die verwarmende en lewegewende strale van die son geniet, maar waar dit aan een kant tog altyd nag is. En hier is die besluit wat jy en ek moet maak. Wil ons 'n son wees in ons gemeenskap vir ander mense, of wil ons maar planete bly, waar dit altyd lig en donker word? En ons het nie lig om uit te straal nie. Ons het lig wat na ons toe straal nodig. Ja, my beste Sirenius, om ryk te wees op hierdie aarde, en vir homself slegs soveel te neem as wat 'n mens vir sy eie onderhoud benodig het, brood nodig het, dis karig te wees op homself, en des te vrygewiger vir die armes te kan wees, dit is alreeds die mees gelyke aan Elohim in die aardse liggaam. Hoe groter hierdie egte en alleen ware gelykenis met Elohim by 'n mens is, des te meer seën en barmhartigheid ontvang hy uit die hemele. Wat 'n wonderlike belofte vir ons as mens, deur vrygewig te wees. En hier sê Vader nie dat almal net moet by jou kom sit en vat nie, en dat jy gaar visse moet maak wat in hulle monde inswem nie. Want dis wat baie mense ook dink, wat ware barmhartigheid is. Ware barmhartigheid is, omdat jy jou volksgenote in staat sal stel, om vir jou in jou fabrieke en in jou organisasies te werk, en daarmee 'n loon te verdien. Want Joshua verag enige leeg lê en basies iemand wat net wag vir almoses. Hy verwag dat ons almal moet werk, want die skrif sê, wie nie werk nie, mag nie eet nie. So, een van die groot voorbeelde in die tyd van Yeshua daar, was Lazarus, en ook in die ouer tyd Abraham. Duisende mense het aan hulle tafels geëet, maar daai duisende mense het ook
vir hulle gewerk, huise gehad, is mooi versorg, hulle kinders is versorg. So dis 'n hele gemeenskap waarna toe 'n mens moet werk. En dit kan op hierdie stadium nie in hierdie land gebeur nie, want die meeste mense klassifiseer onder vrekke. Dit is jammer om dit te sê, maar dit is die situasie in ons land. Nog baie moet van ons afgeneem word, voordat ons weer sal deel met die armes. Dit gaan met so 'n mens soos, ons het hom nou laat, dit gaan met so 'n mens soos met 'n son. Hoe meer lig sy oor die aardbodem laat uitstrooi, des te sterker lig gaan sy gee. Maar as sy in die winter kariger word met die skenk van haar lig, ook al is dit net skynbaar, het sy self ook 'n armer en swakker lig, ook al is dit natuurlik net skynbaar. Wie met liefde en vreugde baie gee, sal ook veel daarvoor terug ontvang. Wat Joshua hier sê, as dit met jou slegter gaan, moet jy nog steeds gee. Al is jou lig nou swakker, maar jy moet nie heeltemal ophou skyn nie. En dis gewoonlik wanneer dit met mense 'n bietjie moeiliker gaan in hulle omsette en hulle besighede en hulle salarisse, dan gee hulle niks, dan wil hulle nie meer skyn nie. Net wanneer dit goed gaan en hulle oorvloed het, sal hulle skyn. Dit moet ook nie gebeur nie. Ons moet vertroue hê in sleg en goed. Wie met liefde en vreugde baie gee, sal ook veel daarvoor terug ontvang. Want as jy in die middel van 'n kamer 'n groot lig sal plaas, sal daar ook van alle kante baie lig terugkaats na die middel van die groot lig met 'n magtige glans omgewe. En daardeur word die sentrum van die lig nog glansryker, magtiger en werksamer. Plaas jy egter slegs 'n swak, skemerige lampie in die middel van die groot kamer, dan sal die swak verligte kante ook maar net 'n baie spaarsamige lig terugkaats, en die glans van die sentrale lig sal dan nie baie voorstel nie. Wees daarom, as jy so ryklik geseënd is met aardse goedere, vrygewig, soos wat die son aan die hemel vrygewig is met haar lig, dan sal julle ook wees soos die son en hoër as die son. Want as jy in goeie aarde goeie saad uitsaai, kan dit maar net 'n 100voudige oes vir jou oplewer. Goeie werke en van 'n goeie hart is wel die beste saad, en die arme mensdom is die beste aarde. Laat daar nooit braak lê nie, maar saai oorvloedig in hierdie aarde, en altyd sal jy hier 'n 100voudige en in die hiernamaals 'n 1000voudige oes terug ontvang, waaroor ek 'n betroubare borg is, of waarvoor ek 'n betroubare borg is. So, deur vrygewig te wees op die aarde, het 'n 1000voudige opbrengs in die hiernamaals. So, ek dink dit is 'n baie duidelike les vir elkeen wat hy moet doen met sy rykdom, en ek weet ons is nou nie baie ryk mense hier nie, maar hier luister na hierdie bandjie wat reg oor die land en eintlik reg oor die wêreld gaan, ook baie ryk mense daarna. En dit sal vir ons almal kan ons dan baat vind daarby. En dat armes ook waarlik, wanneer hulle so 'n ryk persoon mee in kontak gekom het wat hom ontferm oor jou, dat jy dit ook in dankbaarheid sal ontvang, en nie net meer en meer wil hê en allerhande eise stel nie. Ongelukkig is dit ook so dat daai mense wat ontvang, het nie die waardering vir mense wat baie uit hulle hart uitgee nie. En dit is op die ou einde die rede hoekom die aarde bestaan uit mense wat het en mense wat nie het nie. Sodat ons naaste liefde kan beoefen. Die een ou kan gee en die ander ou kan ontvang. En albei geoordeel word in hoe mate gee jy, met watter soort hart, en die ander een is in hoe mate ontvang jy dit, met watter soort hart. Hy ryk ou, hy skuld my, hy moet vir my nog gee, ek soek nou nog dit ook by.
Dit is 'n houding wat heeltemal ook indrys teen Yeshua se orde. En jy kan maklik ook by die woekeraars gesit word. Moenie dink dat jy dit nie, of dat jy dit gaan vryspring nie. 'n Dankbare hart is by hom 'n groot ding. En 'n ondankbare hart is 'n gruwel. Nou ja, ons sal môre verder gaan.